Ons het lang terug in die 70's het ons ook in die omgewing 'n groot veldbrand gehad waar baie diere ook verlore is. Maar dit was nog nie van tevore so groot soos hierdie keer nie. Ek as persoon wat hier voor julle staan, kan vir julle getuig dat die rivier wat so droog is, was 1963 in volle vaart met water gewees. Ons het water gekry. Ons het die 70er jare was hier nog, het ons geswem in die water so na reën. So ons het 'n baie groot verandering gehad. Ons het 'n groot veldbrand gehad. Ek het plus minus 'n 3/4 van my plaas self. So 60-70% het ek verloor. Oggend voordag aan die brand geslaan en ons het 2 dae en seker amper 2 nagte. 2 nagte het ons aanhoudend geveg teen die vuur maar dit was iets want die wind was iets wat nie normaal was nie. Oor die algemene plus minus 2-3 jaar was veldbrande baie gereeld, maar dit kom al gereelder voor aangesien die klimaatsverandering dit meebring dat ons sukkel met veral met die droogte, want droogte dra ook by dat die weer, wanneer die weer in die lug kom, dan begin dit vinniger veldbrande te veroorsaak, aangesien dit die gras baie droog is. Ons veldbrande kom voor vanaf die weidings wat nie opgevreet word nie. Ou grase lê, daar is baie bome wat droog lê en as die veld begin te brand, is dit outomaties makliker vir die veld om voor te sprei. Aangesien as jy 'n veldbrand gehad het en jy kry nie onmiddellike reën met opvolgereën nie, wat die weiding weer herstel. Ons grootste is afhanklik van die reën. Al oplossing wat ek kan voorstel is om brandpaaie te doen waarby ons nie bekwaam is om brandpaaie heidaglik te doen nie. Maar sou ons hulp kry om brandpaaie en firefighters in voorraad te het, waarby ons gouerder kan op dit veg om die veld te stop. As ons kan hulp van buite kry om vir ons soos brandpaaie en ons equipment reg het, dan glo ek dan kan ons minimaal die skades verhoed. Kom.